Welkom by Rou en Reguit, die plek waar ons praat oor regte lewe, die goeie dae, die slegte dae en hoe om aan te hou, selfs as dit moeilik raak. Ek is Franco en ek deel my storie en wenke om jou te inspireer om jou eie lig te vind. Hier hou ons niks terug nie. Dis Rou, dis Reguit. Kom ons chat. Dit is Vrydag mense en ek glo julle is ook so excited oor die naweek soos wat ek is. Voordat ons hierdie episode begin, wil ek julle almal asseblief 'n groot guns vra en dit is om hierdie episode te share met soveel mense as moontlik. As jy enigiemand ken, 'n familielid, 'n vriend wat bietjie waarheid hierdie episode vir my kan vat, stuur dit asseblief vir hulle en sê dit kom van my af. Ek waardeer jou dat jy die tyd vat uit jou dag om na my te luister. So, kom ek vertel julle 'n bietjie meer oor vandag se episode. Dit gaan oor leef vir jouself en nie vir ander nie. Dit is iets wat met my bietjie deur die week gebeur het, is dat ek was bietjie hartseer om uit te vind dat iemand naby aan my nie my lewenskeuses en die manier hoe ek lewe aanvaar nie. Vandag se episode is vir almal wat al ooit gevoel het dat hulle nie inpas nie. Wat hulle lewenskeuses moes verdedig of wat gevoel het dat mense hulle nie regtig heeltemal aanvaar soos wat hulle is nie. Ek wil praat oor iets wat vir my persoonlik nou baie naby op my hart lê. Om 'n lewe te leef wat jou gelukkig maak, sonder om te verander. So, baie van julle weet, ek is iemand wat al vir baie lank my eie pad stap. En ek het al vrede gemaak daarmee, dat ek nie altyd in mense se prentjies pas nie. En raai wat? Dis 100% reg so. Maar toe ek nou onlangs gehoor het dat die familielid nie my lewenskeuses ondersteun nie, want dit is tog iemand baie naby aan my, het dit tog bietjie seer gemaak. Nie omdat ek hulle goedkeuring nodig het nie, maar omdat ek besef het hoe maklik mense wat na aan my is en aan jou is, jou kan laat twyfel aan jouself. So hierdie gaan nou nie een van my langdradige episodes wees nie, moenie stres nie. Dis net iets korts en kragtig. Jy hoef niemand se goedkeuring te hê nie. Dis nou reguit gestel. Die mense wat jou net liefhet wanneer jy in hulle prentjie pas, is nie regtig vir jou daar nie. Ons het almal 'n familie of 'n vriend wat sê hulle gee om, maar eintlik net vir 'n weergawe van ons wat hulle gemaklik laat voel. Wanneer jy ophou probeer om ander mense tevrede te stel, dan sien jy wie regtig op die ouende by jou staan. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik of jy al 'n keuse gemaak het waarvan jy weet dat dit reg was vir jou, maar ander het dit nie heeltemal goedgekeur nie. En hoe het dit jou laat voel? Was jy gelukkiger omdat jy getrou aan jouself gebly het? Die waarheid is, jy skuld niemand 'n verduideliking vir hoe jy jou lewe leef nie. Jy doen nie. En dit raak soms bitter hartseer. Want as jy soos ek is, dan
As ek eers vir iemand lief is, of as iemand eers vir my iets beteken, dan is ek verskriklik lief. So in hierdie proses gaan jy mense verloor. Maar jy gaan jouself terugkry. En weet jy, ek het nooit besef dat ek wou myself nie teruggehad het nie. Want ek het nie 'n gevoel vir myself nie. Tot ek op 'n punt gekom het wat besef het, weet jy, ek sit myself eerste in die lewe. Ek het weer vandag deur die week het ek 'n episode gekyk van Mel Robbins. Ek weet ek praat baie oor haar, maar die vrou se episodes is my verskriklik kragtig en dit het my baie gehelp. En sy is ook 'n groot inspirasie vir my gewees om episodes te begin maak. Maar in een van haar episodes sê sy, jy is nie verplig om mense in jou lewe te hou as dit jou afbreek nie. Familie of vriende. Jy het die reg om te kies wie naby aan jou hart bly. Dis iets wat ek moes leer en nog steeds leer. En onlangs geleer het. En dis pynlik om te besef sommige mense verstaan 'n mens nie. Maar dit is voel vry om te aanvaar dat jy hulle goedkeuring nie nodig het nie. As jy jouself verander, is die prys wat jy betaal jou geluk. Maar as jy jouself bly, gaan jy dalk mense verloor. Maar die mense wat oorbly, is die wat jou werklik en 100% liefhet. Wat jou regtig verstaan en regtig in jou lewe behoort. So stel jou grense sonder skaamte. En baie mense hou nie daarvan as jy grense stel nie, want dit beteken hulle kan jou nie meer manipuleer nie, of skuld gee vir hulle verwagtinge nie. Maar 'n lewe sonder grense is 'n lewe sonder respek en raai vir wie? Vir jouself. Hier is heeltyd nou iets in my oog. Ekskuus. As iemand jou vra om te verander, om kleiner te wees, om jou drome prys te gee vir hulle gemak, vra vir jouself, hoekom voel hulle bedreig deur my vryheid? So dit sê eintlik meer oor hulle as wat dit sê oor jouself. En dink bietjie daaraan. As iemand uitgaan om vir jou te sê, hulle ondersteun jou lewenskeuses nie, of hulle like nie die manier hoe jy aantrek nie, of hulle hou nie van die manier hoe jy loud en uitspattig is nie. Daai is jy. Soos hulle bedreig voel daaroor, sê dit meer oor hulle as oor jouself. Ek het onlangs op die radio geluister terwyl ek eendag werk toe gery het. Dit was ook deur die week gewees. Wat hulle moan oor mense wat in die rye gesels. As jy by 'n Checkers of 'n Pick n Pay staan, dan kyk almal in daai rye lyk altyd vir my so suurknolle. En dan kom daar 'n tannie of 'n oom wat sê, wat eintlik na jou goed in jou mandjie kyk en dan vir jou sê, want dis mos hoe die geselsies gewoonlik begin, is hulle kyk in die mandjie en dan sien hulle daar's nou baie chocolates en goeders en dan gaan hulle sê, ooh, gaan die kinders lekker eet vanaand, dan gaan die nie tel nie, dis vir my, ek gaan al hierdie goeders eet. En daar begin jou geselskap. So, nou begin mense sê dat hulle nie daarvan hou nie, en ek verstaan is 100% nie almal hou daarvan nie, maar
dis ek en dis hoe ek is. As ek 'n geselsie wil aanknoop in 'n ry en jy staan dalk voor my en ek gesels met die persoon agter jou, gaan jy heeldag suur wees omdat ek jou nou daar geïrriteer het. Wat van my geselskap het jou bedreig? Niks. Absoluut niks. Ons gaan uit daai winkel uitstap en ons gaan mekaar nooit weer sien nie. Nooit weer sien nie. So, in daai oomblik as jy kies, jy wil ongeskik wees, jy wil mislik wees, dis op daai persoon. Jy was gelukkig, jy het 'n geselsie aangeknoop. So wat ek probeer sê is, hoekom voel ander mense bedreig deur my en jou vryheid? En dan sluit ek hierdie episode af. Hierdie is my slotgedagte. Ek wil hê jy moet onthou, die mense wat bly, is die mense wat jou daar wil hê, en wat daar wil wees vir jou. Wat jou aanvaar vir wie jy is. En nie vir wie hulle wil hê jy moet wees nie. My vraag aan jou is, leef jy jou lewe vir jouself of vir ander? En as jy vandag eers besef, jy het vir ander geleef, is dit tyd om te verander. Dis tyd om jouself eerste te sit, want jy is die moeite werd. Ek sluit hierdie episode weer af met sê, gaan uit en smile, groet iemand, sê goeiemôre, goeiemiddag of goeienaand. Of gee net 'n smile in die verkeer vir iemand langs jou wat vir jou hoeder druk, want 'n smile is soos 'n dreamcatcher vir hartseer. Ek glo in jou en ek is lief vir jou. Sien jy weer Dinsdag. Dankie dat julle ook geluister het. Deel asseblief hierdie episode met iemand wat dit moet hoor. En onthou, ek is daar vir julle. Stuur vir my boodskappe, Instagram, Facebook of comment op Spotify. Ek gaan 'n bietjie 'n poll op hierdie enetjie sit. So antwoord vir my in die poll of jy dink jy jou lewe vir jouself lewe en of jy dit vir ander doen. Totsiens.